in die wonderlike naam van ons koning Jesus Christus, ons saligmaker en verlosser. Is julle bly om hier te wees? Ja, sy, dit klink goed. Elsburg het gees altyd. Al ry jy verby, jy weet hier's gees. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy vanmôre gekies het om na hierdie kerk toe te kom, het jy gekom met 'n verwagting en jy het gekom na 'n plek toe waar siele gered word en waar ons kan testimonies deel. Want hier is 'n plek waar die Here jou vanmôre heen geroep het en ek kan jou beloof dat die gees van die Here sal jou aanraak hierso. Amen. Vanoggend in my hart vra ek die Here, wys my net iets, Here, en hy gee vir my vanmôre Matteus 18. En hy sê my hart vanoggend wil ek hê niemand moet verlore gaan nie. Amen. Mag ek vra wie het vanmôre vir die heel eerste keer ons kerk kom bywoon? Julle net julle hande so opsteek. Dis twee mense hier voor. Graag net julle handjies ophou. Ons wil graag julle bedien met 'n geskenkie van die kerk af. Baie dankie. Mag ek vra of ons gou in gebed kan ons oë toesluit en daarna opstaan vir die res van die verrigtinge. Groot en almagtige koning, ek kom vanmôre in U se naam, Here. Ek dank U, Here, dat U ons vanmôre op die wakker maak lys gesit het. Ek dank U, Here, dat U ons vanoggend oprig, Here, dat ons nie die stert sal wees nie, maar die kop. Ek dank U, Here, dat U vanmôre kom met die Heilige Gees van vuur om mense aan te raak in hierdie diens vanmôre, Here. Ek bid so dat U die pastoor vanoggend sal bedien, die Heilige Gees hom sal bedien, dat hy vir ons kan bedien die woord vanmôre. Ons bid dat pastoor Eddie die rustigheid sal hê en vir ons die woord gee soos U dit wil hê vanmôre. Here, ek bid hierdie gebed geseën en gesalf op na die hoogste troonkamers van die hemele, waar in die regterhand van God sit. Amen en amen. Amen. Goeiemôre Nuwe Lewe Kerk. Is julle bly om hier te wees? Yes, julle klink so ernstig. Is julle bly om hier te wees? Ag, ons is in die huis van die Vader. Kom ons geniet onsself saam vanoggend. Just pastoor lyk dit om so ons te verras of change en al daai goedjies, maar donderdag ons het 'n oefening gedoen en dan toe praat hy van Jimmy en sy ma wat dood was. Amen. Hy sê Jimmy was daai chick wat hoendertjie, right? Wat altyd so rond gewaai en jy weet, so daar was 'n vuur, maar daai ding het so in my gebly die hele naweek en ek wil net vra as ons kan hierdie so 3 keer net daai koortjie sing wat sê ek skuil by U. Amen. Die jaar was bietjie lank, ek weet van baie van ons en ons het gehoor die ma van Jimmy, die ander hoender, het ook dood gegaan, maar onder sy vlekke daar was aan net klein hoendertjies wat nie dood was. En ons kan ook terug na die Here gaan vanoggend en sê, Here, ons skuil terug by U. Ons soek dat U ons beskerm, vul ons met krag en alles. En ek gaan vra waar ons gaan klapbande saam met ons, waar ons gaan sing en worship. Maak toe jou ore, leg jou hande op en geniet jouself in die teenwoordigheid van die Here. Amen. Ons is nie haastig vanoggend, so raak rustig, geniet jouself in die diens saam met ons. Excellent.
Amen. Salom beru
stem, een lofzang tot die naam. En een aanbiddingslied op hier te staan. Kom vul mij aan, Heere Jezus, doe dit nooit, zodat mijn leven dan niet kan verjeren. Dan zing ik halleluja, halleluja, Lord. En eer aan die naam. Dan zing ik halleluja, halleluja, Lord. En eer aan die naam. Elke jembe wordt de weer. Elke jembe wordt de weer. Elke jembe wordt de weer. Wie Jezus is. Elke jembe wordt de weer. Elke jembe wordt de weer. Elke jembe wordt de weer. Wie Jezus is. O, hij is die lilie van die naam. Die blanken borsten. O, hij is die schoonste in die deze naam. Jembe wordt de weer. Elke jembe wordt de weer. Elke jembe wordt de weer. Elke jembe wordt de weer. Wie Jezus is. Elke jembe wordt de weer. Elke jembe wordt de weer. Elke jembe wordt de weer. Wie Jezus is. O, hij is die lilie van die naam. Hij is die blanken borsten. Hij is die schoonste in die deze. Elke jembe wordt de weer. Hij is die lilie van die naam. Hij is die blanken borsten. Hij is die schoonste in die deze naam. Jembe wordt de weer. Jezus, die naam van mijn Heere.
Halleluja. Prys die Here, prys die Here. Prys die Here, prys die Here, prys die Here. Prys die Here. Jesus, Jesus.
I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior on that cast tree. His body marked and drenched in tears, they laid Him down in Joseph's tomb. The entrance sealed by every stone. Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, O Lord our God. Then on earth at break of dawn, the Son of heaven rose again. O trampled death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, O Lord our God. He shall return in robes of white, the blazing sun shall pierce the night, and I will ride among the slain. My gaze transfixed on Jesus' name. Oh,
Kom ons gee vir die Here 'n lofoffer. Halleluja, halleluja, halleluja. U is welkom om die sitplekke te neem. Baie dankie Pastoor Emmanuel. Die orkes kan ook hulle sitplekke neem. Nou, kinders van die Here, dis vir my 'n voorreg om vanoggend dan die beleggingsopname te kan doen. Ek doen dit nie baie nie, maar dis nou Desember, dis Kersfeestyd. Indien jy gewonder het, waar is jou dierbares? Hulle is met vakansie. Ek en jy nie. Want of jy het werk of jy het nie geld nie. Laat ek dit nou weer vir jou sê. Jy moet nou besluit in watter kategorie jy val vanmôre. Of jy het werk of jy het nie geld nie. Amen. Nou julle wonder seker wat maak hierdie lelike papier hier voor. Die hele diens staan hy hier voor en hy lyk so uit plek uit. Amen. Lyk so of hy nie hier moet wees nie, maar hy het 'n doel vanoggend. Hy het 'n doel. Elke maand gee die Here vir jou 'n blanko cheque. Weet jy wat is 'n blanko cheque? Van ons jong mense weet nie wat 'n cheque meen nie. Wie is so onder 20 hier vanoggend? Steek net jou hand op en waai hom net so. Julle het nou nog nooit 'n cheque in julle lewe geskryf of gesien of geryk nie, maar 'n blanko cheque het net een ding op. Wat is dit? 'n Handtekening. 'n Blanko cheque het net 'n handtekening op. Ek het so 'n presidensiële handtekening. Ek weet nie of julle dit kan sien nie. 'n Blanko cheque het net een ding op, hy het 'n handtekening op. Dis al wat hy het. Nou, kind van die Here, ek wil jy moet saam met my lees in Maleagi 3, vers 10. As jy jou Bybel het, kan jy saam met my lees. Jy is welkom om die woorde daar agter vir my op te sit, Mike. Maleagi 3, vers 10. Ek glo hierdie Afrikaanse gemeente gaan my net vinnig verskoon. Daar sê anders moes ek nou vir julle uit Engels uitgelees het. Bring die hele 10de na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees. En beproef my tog hierin, sê die Here van die leerskare, of ek nie vir julle die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle oorvloedige seën sal uitstort nie. Kind van God, elke maand kry ons 'n blanko cheque by God. 'n Blanko cheque van seën. Want die woord van die Here sê hy sal oorvloedig sy seën op ons uitstort. Halleluja. Ons kry 'n blanko cheque elke begin van die maand by God. Maar weet jy wat doen ek en jy, omdat ons ongelowig is en omdat ons God roof van sy 10de, kom ons en ons maak die Here syfers hier by sit. Want die oomblik wat ons nie ons 10de gee nie, dan beperk ons die Here en is hierdie nie meer 'n blanko cheque nie. Kom nou kerk. Ons almal wil 'n blanko cheque by God hê elke maand. En ons wil almal hê die Here moet ons seën, maar ons wil nie ons kontraktuele verpligting nakom nie. Ons wil nie ons deel aan die werk van die Here gee nie. Maar vanoggend het ek vir jou goeie nuus. Put your hand in the hand of the man that stilled the water. Hier's mense wat vanoggend 'n blanko cheque nodig het. Amen. Begin om God weer eerste te stel in jou finansies en kyk hoe keer hy dit vir jou om. Ek wil vra dat die mense wat vir ons die emmers het, dat hulle na vore gaan kom. Nou Michael, sit bietjie daai liedjie vir my daar agterop. Put your hand in the hand of the man that stilled the waters. Ons gaan a cappella sing. Ag Pastoor Emmanuel, jy het so goue stem. Kom, staan hier by my dan. Help jy my gou hierso uit. Prys die Here. Jy sal hierdie liedjie ken. Jy's mos 'n ou Pinksterkind. Amen. Terwyl hulle deurgaan, mag die Here dit seën wat julle vanoggend in sy skathuis insit. Oh, put your hand in the hand of the man that stilled the water. Put your hand in the hand of the man that calmed the sea. Take a look at yourself and you will find somebody luckier than me. Put your hand in the hand of the man from Galilee. Het jy hom? Oh, put your hand in the hand of the man that stilled the water. Put your hand in the hand of the man from Galilee. Take a look at yourself and you will find somebody luckier than me. Put your hand in the hand of the man from Galilee. Nog eenmaal. Put your hand in the hand of the man who stilled the water.
Put your hand in the hand of the man from Galilee. Take a look at yourself and you will find someone luckier than me. Put your hand in the hand of the man from Galilee. Kom ons gee vir die Here 'n lofoffer. Kind van die Here, elke maand, Pastoor Emmanuel, jy kan ons sommer saam jou vat, daai blanco check. Elke maand kry jy 'n blanco check by God. 'n Skoon maand. Elke maand wil die Here jou seën. Gee jou eerste vir God. Ek wil graag net 'n seën van die Here hierop uitspreek. Here, dankie vir elkeen wat vanoggend mildiglik in die koninkryk gesaai en belê het. Ons wil vra, Here, dat U hulle ryklik hiervoor sal seën. In Jesus naam. Amen en amen. Julle, dis dan nou vir my 'n voorreg om vir Pastoor Eddie Travins na vore te roep. Hy gaan vanoggend vir ons die woord van die Here bedien. Is dit nie wonderlik nie? Hy is so opgewonde om te preek vanoggend. Hy los sy mikrofoon op sy stoel. Hy wil net preek. Hy het nie eens 'n mic nodig vanoggend nie. Nou, ons gaan nou ietsie sê rondom hierdie spesiale geleentheid, maar vir die van julle wat nie weet nie, Pastoor Eddie gaan Ierland toe. Hy immigreer. Hy het groener weivelde gaan soek daar in die land van die Ire. Mooi mense daar, ek sê vir hom, hy moet maar wyd kyk daar in Ierland. Ander mense, maar die Here gaan hom help om 'n lighuis ook daar te wees. Kom ons sit terug vanoggend en ons luister wat die woord van die Here ook op sy lippe vir ons vanoggend wil sê. Amen. Amen. Baie dankie Pastoor François vir seker maar die mooi woorde. Amen. Nou ek wil met julle net voordat ek begin iets met julle deel. Ons het voordat ek bekeerd was ek 'n baie ongeduldige jong man gewees. Baie ongeduldig gewees. En ons het geleer om te bestuur by my pa, wat vanoggend hier so saam met my is. En hy het by sy pa geleer. En my oupa, wat ons ook gehelp het altyd gesê, ja, julle Travins is so ongeduldig op die pad. Julle wil altyd net so deur die verkeer skiet. En hy het altyd so mooi met ons gepraat as ons so ongeduldig op die pad was. Nou as julle eendag ooit die voorreg het om saam met my suster te bestuur, pleit julle net self onder die kosbare bloed van Jesus Christus. Want jy gaan definitief bekeerd aan die agterkant uitkom. Amen. Nou ek wil met julle vanoggend deel. Die tema van my boodskap is wag met hoop. En hulle kan die woorde vir my daar opskryf, julle kan saam met my lees uit Lukas 2 vanaf vers 25 tot en met 30. En daar was 'n man in Jerusalem met die naam van Simeon. En hierdie man was regverdig en vroom en het die vertroosting van Israel verwag en die Heilige Gees was op hom. En aan hom was dit deur die Heilige Gees geopenbaar dat hy die dood nie sou sien voordat hy by Christus van die Here gesien het nie. En hy het deur die Gees in die tempel gekom en toe die ouers die kindjie Jesus inbring om met hom te handel volgens die gebruik van die wet, het hy hom in sy arms geneem en God geloof en gesê, nou laat u Here u diensknegt gaan in vrede volgens u woord. Net tot sover. Kom ons sluit dit gou die oë. Ons dierbare hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons vanoggend die geleentheid het, Here, om uit u woord, Here, te kan lees. Here, om uit u woord te kan kuier. En ek wil vanoggend vra, Here, dat u asseblief my lippe sal aanraak. Here, dat u dit sal salf, Here, dat u die woord sal salf en seën in harte vanoggend, tot verheerliking van u naam alleen. Amen en amen. Nou, ons is in die nuwe eeu, en alles in vandag se tyd is skits, is vinnig, is moet nou gebeur, is skitskos, dis skitsbank, dis skitsoplossings, hulle tot AI ontwerp. Want ons is te lui om navorsing te doen. Jy tik nou net in AI in en jy kan enigiets daar optel. Jy kan tot jou bedankingsbrief skryf, as jy dit nie geweet het nie. En as om 'n Christen te wees,
het ons die voorreg om te leer om te wag. Wag is nie 'n straf vir ons nie, maar dit is juis 'n gawe aan ons gegee om stadiger te kan beweeg en om ons bewussyn te kan verskerp rondom waarvoor ons wag. Ons het nodig om te leer wat dit beteken om met hoop te kan wag. In Engels is daar 'n woord wat sê Advent. En Advent kom van die Latynse woord Adventus af, wat beteken 'n seisoen van wag in voorbereiding vir Jesus se tweede koms. Nou in vers 25 lees ons van Simeon. Nou hierdie Simeon kom net een keer in die Bybel voor. Ons lees nooit weer van hom nie, ons weet nie van waar af het hy gekom nie, ons weet niks van hom af nie. Maar al wat ons van hom weet kom uit hierdie vers uit wat sê, en daar was 'n man in Jerusalem met die naam Simeon, 'n regverdige en 'n Godvreesende man, wat die vertroosting van Israel verwag het. Nou Lukas stel hom hierso voor as 'n doodgewone man. Hy het 4 eienskappe, Simeon. Hy is regverdig, getrou aan God se verbond en gehoorsaam aan die wet. Hy is Godvreesend. Hy is diep eerbiedig en geestelik waaksaam. Ons lees nêrens van hoe oud Simeon was nie. Ons lees nie van hoe lank het hy gewag vir hierdie belofte nie. Ons weet net duidelik dat die skrif vir ons hierso sê dat hy 'n geduldige verwagting gehad het. En Simeon het gewag vir die vertroosting van Israel. Hy het gewag vir die Messias. Nou hy was in 'n plek van wat ons noem intussenin. As ons in sekere situasies is, dan sê ons altyd, as ek hierdie werk kry, sal dit met my baie beter gaan. As ek gesond wees, sal ek die vrede van God ervaar. Of as ek, pastoor Frans, 'n nuwe Lexus kry, dan sal ek tevrede wees. Maar Simeon se wag was nie passief nie. Hy het nie net gewag in sy stilte tyd nie, hy was aktief in sy wagting. Hoekom? Want hy het gewag met hoop, geanker in God se belofte. God het aan Simeon 'n persoonlike belofte gemaak en gesê, jy sal nie sterf totdat jy die Messias gesien het nie. Ons assosieer wag dikwels baie met iets baie passief, soos 'n hopelose toestand wat ons onsself as kinders van God vind. Ons weet nie wat om te doen nie, ons weet nie waartoe om te gaan nie, ons sit net in hierdie hopelose toestand en ons hoop vir beter dinge. Maar dit veg van ons 'n geestelike tipe dissipline. Dis nie net iets wat ons verdra nie, maar dis iets wat jy moet vorm, dit is iets wat jy moet verander. Dit leer ons afhanklikheid van God en om hom te vertrou. In vers 26 leer dit ons dat hoop is 'n fondament. Dis nie net wensdenkery nie, maar hoop is gegrond op God se karakter. God is goed, God is getrou, en God is altyd op tyd. Ons hoop lê nie in ons eie omstandighede nie, maar hoe ons dit wil laat uitwerk nie. Hoe ons wil sê hoe dit moet gebeur in ons lewens nie. Ons hoop lê op hoe God dit in ons lewe laat ten goeie werk. Glo julle dit? Nou ek wil met julle 'n klein getuienis deel. Vir die laaste 3 jaar vandat Moutus ons oorgekoop het
het ons elke jaar 'n Section 189. Nou 'n Section 189 is waar mense afgedank word en jy moet aansoek doen vir jou pos en jy moet vir hulle verduidelik hoekom jy hierso behoort en waarom jy hierso behoort. Maar om in daai vrees elke jaar werk toe te gaan, begin 'n goeters in jou opkweek, begin onsekerheid, begin hierdie hopelose toestand in jou vaardig word. En ek het al vele keer probeer om ander werk te soek. Ek het by Porsche aangesoek vir werk, ek het Australië probeer, ek het Nieu-Seeland probeer, ek het oral probeer, want Moutes sit met die monopolie in die motorbedryf. So, jy kan nie net van hierdie Moutes gaan jy gaan dieselfde pakket kry, jy gaan dieselfde nonsens kry. So dit maak vir 'n mens baie moeilik. En terwyl hierdie so gebeur, sê ek vir die Here, ek kan nie meer in hierdie hopelose toestand meer lewe nie. Ek kan nie meer met dit meer vrede in my hart maak nie. Want die Here wil vir ons 'n hoopvolle toekoms hê. Maar ons as mens en as Christene wil nie wag vir dit nie. Ons is ongeduldig in hierdie wag. En ek probeer alles. Ek doen alles in my eie tyd. Ek doen aansoek vir werk, ek doen onderhoude en alles wil net nie uitwerk nie. En met hierdie Ierlandse storie wat toe nou plaasgevind het, val alles so in plek. Alles val in plek, my visa val in plek, my polisiekledings val in plek, alles wat ons so reël, val net heeltyd in plek in. En hulle gee vir ons die geleentheid om aan te soek te doen vir voluntary retrenchment. Weereens, nie hoe ek wil nie, maar hoe die Here wil, né? En ek sê toe, nee, ek gaan my hand opsteek, ek gaan voluntary retrench word. Hulle gaan my 'n lekker uitbetaling gee en ek het klaar alles wat ek wil doen met al daai geld. Ek gaan op vakansie gaan, ek gaan skuld doodbetaal, ek gaan net alles lekker doen. En ek bid en ek sê, Here, U het Farao se hart van 'n kliphart na 'n vleeshart toe gemaak, U kan vir my hierdie doen. En ek glo dit, die Here kan dit doen, absoluut. Maar weer eens, God se wil, nie my wil nie, né? En my eerste ene word afgekeur, en ek sê toe, ag nee, Here, dis mos nou nie wat ek wou gehad het nie. En ek sê vir myself, nee, ek gaan weer aansoek doen. Ek gaan sit hom vir die tweede keer in. En die tweede keer sit ek hom in en ek wag. En intussen kan my werk niks verder doen nie. Hulle kan nie aanhou aanstel nie, want ek het nog nie bedank nie. Want ek glo en vertrou op die Here, ek gaan 'n voluntary retrenchment kry. En alles gaan net goed werk. En die tweede ene word afgekeur. En in hierdie leer ek dat as God toegelaat het om vir my hierdie te gegee het, sou ek nog op hom vertrou het. Sou ek nog op vertrou het dat die Here vir my 'n weg kan maak wanneer ek dit nodig het. Ek sou seker, maar ek sou ook dalk seker nie. Dis dalk hoekom die Here dit vir my al weggeneem het. Want sien, ons vertroue op God is nie net tydelik nie, maar dis wanneer ons die ewige lewe moet ingaan. As ons geanker word in God se beloftes en op hom vertrou, dan maak hy vir ons altyd 'n weg. Nou die fondament van wag, en ons sien dit hierso by Simeon. Simeon het nie net gewag met hoop nie, maar het gewag in God se belofte. Alles in ons, alles in jou wil weerstand bied teen hierdie wag. En tog is wag juis die ding wat ons moet transformeer. Dit voel soms of wag altyd 'n uiterlike ding moet wees, 'n gejaagde ding moet wees, maar dit moet eintlik 'n innerlike ding wees. Dit moet in jou hart in begin verander. So wie word jy terwyl jy wag? Wat doen jou wagperiode aan jou? Laat dit jou groei? Of maak dit jou kleiner? Of stap dit jou fisies en emosioneel uit? Nou as jy op een van hierdie 'n ja gesê het,
dan het ek vir jou vanoggend 'n antwoord. En dit is die Heilige Gees. Die Heilige Gees stel ons in staat om te wag. In vers 27 lees ons dat Simeon kon wag. Hoekom? Want God se Gees was op hom. Ons probeer soms in ons eie krag, in ons eie mag, probeer ons dinge te laat werk. Maar dit put ons uit, dit dreineer ons. Maar Jesus nooi ons uit. In Johannes 15 sê hy, bly in my. Nou die Griekse woord verwag is mino, wat beteken bly. Bly by Jesus, selfs in jou verwarring van wag. Hy vra, sal jy in my bly, en sal jy met my kan uithou? Want as jy dit doen, sal jy die vrug daarvan dra. En dit is hoe ons moet wag, om lewend te bly. Dit is hoe Simeon gewag het. Hy het gewag want hy het geweet, hy het 'n belofte van God ontvang. Sonder die Gees probeer ons in ons eie krag wag. En wat uitputtend is, maar met Christus kan ons volhard. Ek wil afsluit met die laaste gedeelte. En Simeon sê, uiteindelik het hy die vrede geproe, omdat hy die verlosser kon omhels het. Ons kan wag, omdat ons God self ken van wag. Toe God Jesus Christus aarde toe gestuur het hy vir hom gewag. Hy het vir hom gewag. Hy het geduldig vir hom gewag en hy het geweet waardeur Jesus Christus moes gaan op die aarde. En hy het alleenlik die krag om jou te kan onderhou. Hy het alleenlik die vermoë om jou te versterk en jou te vertroos totdat die volheid van jou tyd en jou lewe aangebreek het. God is altyd op tyd. God is nooit te laat nie. God stel nooit teleur nie. Hy sal jou nooit begewe of verlaat nie. En dit is waar ons moet aan vashou, is daai geloof van wag. Ons moenie ongeduldig wees nie. Ons moenie vir die Here probeer sê, dit is hoe hy dit moet doen nie. Want dan plaas ons nie meer ons vertroue in God nie. Want ons wil hê, dat God moet sekere dinge in ons lewe laat uitwerk. Ja, God wil vir jou 'n hoopvolle toekoms hê, maar God wil dit in sy manier en sy wyse vir jou doen. Ons moet onthou dat ons eie ek, wat altyd wil opstaan, dat teen daai wil geveg van God se wagtydperiode moet intree, moet jy kan eenkant sit en sê, ek wag op God. Ek wag op sy belofte. En as jy aan daai vashou, as jy aan daai belofte van God kan vashou, sal jy aan die einde uitkom. En ek weet die Here het vir my iets groots in stoor. Ja, hy het nie vir my hierdie gegee wat my hart wou gehad het nie. Maar ek weet dat as ek op hom vertrou, dan sal hy vir my 'n uitweg maak. Mag hierdie kort boodskap in julle harte praat soos wat dit in my hart gepraat het. Amen. Nou ek wil net eers by julle hoor, wie wag vir iets? Is daar iemand wat wag? Nou as jy wag, dan sê net, Here, dankie, my wagtydperk is amper verby. Amen. Amen. Nou julle moet nog so 'n bietjie wag voor julle kan huis toe gaan, want ons gaan nou eers vir pastoor Eddie 'n geskenk gee en dan gaan ons vir hom sing, laat Heer u seën op hom daal. Weet julle, 4 of 5 jaar terug, toe het ons saam hier begin om vir die Here te werk, nog daar agter, onthou jy dit, het ons eerste vergadering gehad, en ek en hy het 'n lekker pad gestap. Dit was 'n lekker pad. Ek kan dit nie op 'n ander manier beskryf nie.
Ek het genoeg tyd gehad om van hom behoorlik afskeid te neem, van hom en sy vrou. Sy sal ook na vore toe moet kom, Chanel. Sy gaan nie nou al oor die see nie, maar sy gaan nou 'n grasweduwee wees, en hy 'n graswewenaar. Nou weet julle wat is so mooi, hierdie twee dien die Here saam. En hulle gaan nou na 'n land toe waar hulle ook die Here saam gaan dien. En ek glo dat die Here hulle gaan gebruik om 'n verandering te bring in die plek waarheen hulle gaan. Dat die Here hulle gaan gebruik om werklik waar vir sy werk iets groots te doen. Ek wil vra dat Niels Joubert asseblief net hulle sal kom salf, en dan gaan ek vir hulle bid asseblief. Hierdie is 'n klein geskenk van ons af, van Nuwe Lewe Kerk, net om te sê dankie vir julle harde werk, dankie vir julle lekker pad wat julle saam met ons as 'n gemeente gestap het. Dit was regtig 'n voorreg vir my om hierdie pad saam met jou te stap, Eddie. 5 jaar lange pad. Ons pad is nie verby nie, want hy gaan ons internasionale gemeente bedien. Amen. Kom ons steek net ons hande so uit na hulle toe. Here, wat 'n voorreg om vir hierdie twee pragtige mense te kan bid. Here, hulle is pragtig van buite, hulle is pragtig van binne. Here, hulle het 'n mooi pad, 'n lekker pad saam met Nuwe Lewe Kerk gestap. En ek weet waar hulle gaan hulle geseën wees. Waar hulle gaan hulle voetsole geseën wees. Waar hulle gaan hulle grond vir die koninkryk van God, Here, beklee. Ek sien in my gees, Here, hoe dat Eddie werklik waar, Here, 'n groot geestelike man word, Here. Here, dat U werklik waar geestelike diepte in sy lewe gaan plaas wat hy nie gedink het moontlik is nie. Here, dat daar oor die water gaan U met hom ontmoet, soos U nog nooit van tevore met hom ontmoet het. U wag reeds vir hom daar, soos wat hy gewag het vir U, Here, om hierdie belofte tot stand te bring. Sê U vir my in my gees, dat U wag vir hom in Ierland, Here. En U gaan daar iets groots in sy lewe in bewerkstellig. Ons eer U en ons seën U in Jesus naam. Amen en amen. Laat hierdie seën op hul dal, U gesuit Sion al bestraal, U wat beveel en dit geskied. Al eer U seën oral gebied. Amen. Kom ons gee vir hulle 'n lekker hande klap. Nou Chanel, wag nou net so 'n bietjie. Hulle gaan nou vir ons deure sluit soos ons gewoonte is. Dan gaan Eddie hulle daar agter by die hoofuitgang staan en julle almal groet. Soen hom al die dames. Soen hom baie. Al die broers. Moenie haar soen nie, hy kan fight die man. Maar hulle gaan daar agter staan en julle groet. Ek gee dan nou oor vir Simonay.